Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons gaan vandag stil staan by Romeine 6, daarvan vers 15 tot en met einde vers 23 en dan maak ons hoofstuk 6 klaar. 'n Baie mooi gedeelte wat Paulus eintlik vir ons kom vra, maar in wie se diens is jy? Wie is jou meester? Want jy dien jou meester. En hy's nog steeds besig om te praat met die Jode en besig om te praat oor genade en die wet. So hy is besig om eintlik 'n hele teologie rondom dit op te bou. Maar vandag is die groot vraag wat hy vir ons vra deur hierdie gedeelte. Wie is jou meester? Wie dien jy? Wat is die effek van die ene wat jy ook dien? Maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie ook vir hierdie dag. Dankie vir 'n geleentheid dat ons uit die woord uit kan lees en dit verder kan bestudeer. Dankie vir u genade. Dankie dat u ons kom red het en dat ons onder u heerskappy staan en dat ons deur die genade u kan dien, deur die genade toegerus word ook en kom praat vandag met ons uit hierdie gedeelte asseblief Vader. Ons stel onsself oop en beskikbaar vir u werking. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou die teks gaan oudergewoonte op jou skerm verskyn, so kyk gerus daarna of volg dit in jou Bybel, die 83 vertaling. Goed, hy begin daar in 6 vers 15 en hy sê, wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie meer onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? En dan sê hy, beslis nie. Julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp, om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer, soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het, wat sy wil doen. Weens julle beperkte begrip, gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe, soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het, en losbandig gelewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel, om heilig te lewe. Toe julle slawe van die sonde was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug wat die dinge waaroor julle nou skaam kry, toe vir julle opgelewer het? Die uiteinde van die dinge is die dood, maar nou, julle is vrygespreek van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En dis dan die hele gedeelte, ons hele teks waarby ons vandag stil staan. Ek wou dit vir 'n slag, net een slag deurlees, sodat ons baie mooi na die konteks kan kyk. En ek dink die belangrike gedeelte, die belangrike ding wat Paulus vir ons hier vra, die belangrike vraag is, as ons dan uit genade gered word, maak dit dan saak hoe ons leef? As ek uit genade gered word deur die kruis van Jesus Christus, maak dit saak hoe ek leef. En hy wil vir ons kom sê, ons moet versigtig wees hoe ons leef. Hy sê, as ons dan nou onder die genade staan, kan ons dan maar net sonde doen, want die genade sal net toeneem. En hy sê, nee, dit is glad nie hoe dit werk nie. Want die genade, Christus se inspraak in my lewe, die feit dat hy my kom verander het, maak my dat ek eintlik anders te leef. Hy gee vir my die krag om eintlik anders te leef. Paulus bid ons ook in 'n gedeelte soos Efesiërs 1, Efesiërs 3, praat hy van hierdie wonderwerkende krag, hierdie opstandingskrag van Christus wat nou eintlik in ons is, wat my en jou moet help om anders te leef. En dit is wat hy hier vir die Jode wat gelowig geword het. Dit is hier wat hy sê vir die heidene wat gelowig geword het. Hy sê, julle staan onder die genade van God.
Dit beteken nie jy kan nou maar leef soos wat jy wil nie. Daai vryheid wat jy gekry het om nie meer onder die wet te staan nie, beteken nie jy kan doen wat jy wil en die genade gaan maar jou sonde vryspreek nie. Hy sê nee. Onthou, God het jou kom verander. Jy's nou 'n ander mens hier aan die binnekant, so jy leef nou vanuit dit wat hy kom verander het. Jy het God se DNA, jy onthou, God se DNA binne in jou, so jy leef anderste. Hy gee vir jou nou die krag om anderste te leef. En dan gebruik Paulus hier in hierdie gedeelte dan ook die voorbeeld dan van 'n slaaf. En die slaaf in die antieke wêreld het so gewerk dat jy het aan jou meester behoort. So jy het net jou meester gehoorsaam. Jy het sy wil gedoen, niemand anderste nie. As hy sê so, dan maak jy presies so. En nou vat Paulus daardie beeld wat aan almal bekend was en hy maak dit van toepassing op die geloofslewe. En hy sê elkeen van ons dien aan die einde van die dag eintlik 'n meester. En dan kom hy en hy vra die vraag vir ons in hierdie teksgedeelte. Hy sê, maar wie is jou meester? Wie dien jy? Wie beheer jou? Want ek gaan dit kan sien vanuit jou gedrag. En hy kom eintlik op twee goed ter sprake. Hy sê, jy dien of die sonde, of jy is 'n slaaf van die sonde. En wie is jou meester dan? Dit is die duiwel wat jou meester is. Of jy is 'n slaaf van God deur die genade. So slaaf het dalk 'n negatiewe konnotasie, maar jy's 'n dienaar. Jy is toegewyd aan daardie ene. Of dis die duiwel wat die eie ek baie ter sprake is, of dis God. Hy sê vir ons, hier is geen neutrale grond nie. Dis of die een of die ander ene. Maar hy sê, wanneer ek dus sonde dien, dan lyk dit mos vir my aanvanklik asof dit vir my vryheid gee as ek hierdie sonde dien, as ek 'n slaaf is van die duiwel en die slaaf is van die eie ek. Ek onthou, Paulus skryf ook daar in Efesiërs 2, jy weet, dat ons word, die eie ek veroorsaak dat ons gelei word deur ons eie liste en drange en begeertes. En mens dink dat jy dan as mens die vryheid het, maar daardie vryheid se eindbestemming is die dood, wat hy vir ons sê. Hy sê, dit bring uiteindelik vir ons gebrokenheid, dit bring die dood, dit bring 'n skuldgevoel by ons. Want hy sê, die sonde betaal sy werkers, die wat aan hom gehoorsaam is. Hy gee vir hom 'n loon, en hy sê, die uiteinde van daai loon, het hy hier in vers 23 sê, die loon wat die sonde gee, is die dood, die betaling wat sonde gee. Want nou, hy sê eintlik, ek werk daarvoor, né? Ek werk vir die duiwel, en die betaling wat ek kry, is nie hierdie vryheid nie, is die dood, dis nie 'n verhouding met God nie. Dit kom steel eintlik my lewe. Daar in 'n gedeelte soos Johannes 10, vers 10, wanneer Jesus praat oor die goeie herder, dan sê hy eers, maar die duiwel het gekom om te slag en te steel en uit te roei. Hy het nie gekom om vir jou die lewe te gee nie. So Paulus sê vir ons moet oppas aan wie ons gehoorsaam is, want dit loop 'n bepaalde pad, dit het 'n bepaalde eindbestemming. Hy sê, maar die ander kant is ook, as jy 'n slaaf is van Jesus Christus. Paulus skryf ons baie as hy sy briewe begin, dan sê hy, ek sê doulos wat slaaf beteken in Grieks, hy sê ek sê doulos van Christus Jesus. So ek is in sy diens, ek luister wat hy sê, ek's gehoorsaam aan hom. En hier sê hy dieselfde. Hy sê, God het my en jou kom vat vanuit die greep van die duiwel, uit daardie greep, uit ons kom verlos van die eie ek, uit ons kom verlos van die mag van Satan, en hy het ons onder sy heerskappy geplaas. Hy is nou ons meester. God is ons meester, en ons is sy dienaars. Dis wat Paulus hier sê. Maar hy kom praat eintlik oor die effek daarvan. En hy sê, omdat ek en jy dan die dienaar is van Christus, kom sê hy, is ons vrygemaak van die heerskappy van sonde. Hy sê, nou leef ek in gehoorsaamheid aan God, nie om sy guns te verdien nie, want ek kan nie sy guns verdien nie. My dade is nooit goed genoeg by God nie, maar omdat ek reeds genade ontvang het. Nie om te verdien nie,
maar omdat ek reeds genade ontvang het, en die genade wat ek van God af ontvang, omdat hy my meester is, maak dat my lewe heeltemal anderste daarna uitsien. En hy sê die vrug, die resultaat van hierdie lewe in Christus, sê hy eintlik is 'n tipe van 'n heiligmaking. Dis wat hy sê, om al hoe meer te word soos my meester, om al hoe meer te word soos Jesus Christus, dat ek soos Jesus Christus sal lyk, menende dat ek sy karakter tentoon sal stel, dat ek 'n gedeelte soos in die Ou Testament vind ons dit, Psalm 103 sê dit, Exodus 34 sê dit, hoe lyk God? Barmhartig, genade, liefdevol ensovoorts. So hy sê, ek moet daardie karaktereienskappe begin tentoonstel. En die genade van God, en ek wat diensbaar is, help dat ek daardie karaktereienskappe begin tentoonstel. Maar hy sê ook, wat is die eindbestemming? Vers 23 het hy gesê, die loon wat die sonde gee, die betaling wat die sonde gee, vir my werk, is die eie ek, is my werke, is gelyk aan die dood. Dis die betaling. Hy kom aan die einde van die dag en hy sê, goed, vir jou werk en jou diensbaarheid aan my gee ek vir jou die dood. Maar nou sê hy, vir my diensbaarheid aan Christus, hoor wat sê hy daar in vers 23, hy sê, die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Dis 'n ewige lewe. Dis dat hy jou lewe kom verander het. En hy sê nie dis 'n loon nie, dis nie 'n betaling nie. Dit is 'n gawe, dis 'n geskenk wat God aan jou gee. Iets wat ek nooit kan verdien nie. En dit is wat hy met jou kom doen het. Hy het vir jou hierdie geskenk kom gee van die ewige lewe en jy is in sy diens diensbaar vir hom. So, dit is wat Paulus eintlik hier kom sê, en hy sê vir die mens, gaan kyk, wie is jou meester? Wie dien jy? Dien jy jouself? Dien jy die wêreld? Of dien jy vir God? Hy sê, dis net een van die twee. Weereens, daar's geen neutrale terrein nie. Die loon wat die sonde betaal, dit wat ons verdien is die dood, aan die ander kant die gawe wat God gee, omdat ons aan hom behoort, is hier die ewige lewe wat ons nooit kan verdien nie. Dis hoekom dit 'n genadegawe is wat hy vir ons gee. So, en hy sê in vers 22 ook, julle is vrygemaak van die diens van die sonde en in diens van God gestel. Die vrug daarvan, die resultaat daarvan, is dat julle geheilig word, al hoe meer Christus se karakter tentoonstel. So die vraag is nie eintlik of ons iemand dien nie. Die vraag is wie ons dien. Wie dien jy? Elke besluit wat jy neem, elke optrede van jou, sê vir my wie jou meester is. En daarom nooi Paulus ons uit om eintlik elke dag onsself opnuut onder die heerskappy van Christus te plaas. Te sê, maar ek kan nie sonder u leef nie. En hy sê, jy weet, ware vryheid is nie om te doen wat ek wil nie, maar om te wees wat God my geskape en verlos het om te wees. Kom ek sê dit weer vir jou. Ware vryheid is nie om te doen wat ek wil nie, maar om te wees wie God my geskape het en verlos het om te wees. En ek wil jou uitdaag hierdie week om doelbewus te gaan kyk hoe jy leef. Wie is jou meester? Stel jy daai karaktereienskappe tentoon? In watter mate leef jy dit wat die meester van jou vra? Ons is vrygemaak van die mag van die sonde. En daarom kom ons leef voluit in hierdie krag, hierdie opstandingskrag wat in ons is, om hierdie vrug en karakter van God tentoon te stel. Baie sterkte vir jou. Gaan kyk gerus na die Bybelstudie hierna en laat toe dat die Heilige Gees jou verder toerus, sodat jy beslis kan leef aan wie jy behoort. En ek en jy behoort aan Christus Jesus. Hy is ons Here, hy is ons verlosser. En kom ons gaan leef voluit vir hom en ons stel sy karaktereienskappe
tentoon. Nou volgende week sal ons verder gesels, wat hy sê ons is bevry van die wet en in diens van God, diensbaar aan Christus, so dis nog 'n boublokkie wat hy vir ons opsit. Maar voordat ons mekaar groet, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat U ons kom vrymaak het van die mag van die sonde en dat ons weet dat die dood nie ons eindbestemming is nie. En omdat ons in U is, omdat ons onder U heerskappy is, omdat ons in Christus is, weet ons dat die loon, dat daar nie 'n loon is nie, maar dis 'n genadegawe wat ons kry. En daardie genadegawe is die ewige lewe. Baie dankie daarvoor, dat ons die ewige lewe het. Here Jesus, ons kom bid dat U ons sal help om U karakter uit te leef in ons proses van heiligmaking, dat ons al hoe meer word soos U. Seën ons, Here, sodat ons ook 'n seën vir ander kan wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. My gebed is dat jy hierdie week werklik gaan en 'n verskil gaan maak in mense se lewens. Dat as hulle na jou kyk en jou gedrag en jou optrede, jou woorde wat jy spreek, dat hulle presies sal weet aan wie jy behoort. Seën vir jou week. En as die Here wil, gesels ons volgende week vanuit Romeine 7. Groete.